Goeiedag liewe luisteraars en vriende van die Kalahari bediening. Ek groet u vanmôre weer eens soos ouer gewoonte in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Nou vriende, ek wil ook vanmôre van die geleentheid gebruik maak om u net in te lig dat vanoggend se boodskap die tweede laaste boodskap vir hierdie jaar 2025 sal wees. Volgende Sondag, die 14de Desember, sal die laaste boodskap vir 2025 wees. Nou ek het nog by myself gewonder tot wanneer sal ek boodskappe vir Desember uitstuur en wanneer sal ek 'n bietjie aflê om tyd saam met my vrou, my kinders en my kleinkinders te spandeer, totdat my vriend en die redigeerder van my boodskappe my laat weet het dat hy en sy gesinnetjie vanaf 5 Desember 'n bietjie met vakansie gaan. Dit het my eintlik noodgedwonge die besluit laat neem om die res van Desember af te lê en daarom sal ek eers weer die eerste Sondag in Januarie 2026, dit wil sê Sondag 4 Januarie 2026, sal ek eers weer 'n boodskap uitstuur as die Here my spaar. Met ander woorde, as dit die Here se wil is. Maar ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om vir al die loyale luisteraars en ondersteuners van Kalahari bediening baie sterkte en baie seën toe te wens vir die vakansietyd en feestyd wat voorlê. Vir elkeen van u wat by u geliefdes gaan wees, wil ek die Here se seën toewens en hoop en vertrou en bid dat u 'n wonderlike tyd saam met u geliefdes en vriende en familie sal hê. En ook vir elkeen van u wat op die pad sal gaan, bid ek regtig die Here se bewaring en seën af. Mag die Here u seën in hierdie tyd wat voorlê. Mag u 'n wonderlike tyd hê. Ek wil ook vir elkeen wat die Kalahari bediening finansiëel ondersteun, baie dankie sê vir die ondersteuning. Want ek ken nie altyd die mense wat inbetalings doen nie, baie keer sit hulle besonderhede by, maar ek ken hulle nie almal nie, en daarom wil ek baie dankie sê vir elkeen wat vir Kalahari bediening ondersteun. Mag die Here u self ryklik in hemelse munt daarvoor seën en vergoed. Baie dankie. Nou vriende, vanmôre se boodskap is basies 'n samevattingsboodskap van al die eindtyd boodskappe wat ek in hierdie jaar 2025 met u gedeel het. Daar het soveel dinge gebeur, ek het oor soveel verskillende dinge boodskappe gebring en uitgestuur en die Here het my baie duidelik gelei om vanmôre se boodskap so 'n soort van 'n samevatting van al hierdie boodskappe. Ek kan ook nie sê al hierdie boodskappe nie, maar van baie van hierdie boodskappe te maak en dit vanmôre met u te deel. Nou kom ons lees vanmôre weer eens daardie baie bekende gedeelte Matteus 24 vanaf vers 3 tot vers 14. En dis die woorde van die Here Jesus natuurlik, en daar staan geskryf, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle heel aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Ons lees net tot sover saam uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike Vader, ons het nou al verskeie kere in die afgelope jaar het ons gelees uit Matteus 24, en elke keer bly dit vir ons kosbaar om dit te lees, want al hierdie dinge wat U voorspel het, is besig om voor ons af te speel. Ons sien hoe die profesie in vervulling kom, ons sien hoe die einde nader kom, en U het vir ons gesê, wanneer julle al hierdie dinge sien, dan moet julle weet, dis die begin van die smarte. En Here, daarom wil ons vanmôre vra dat U vir ons maar net weer eens sal herinner aan dit wat ons reeds oor gepraat het in die jaar wat verby is, en dat ons opnuut sal besef ons moet waaksaam wees. Ons moet altyd wakker wees en gereed wees om Jesus te ontmoet wanneer hy skielik op die wolke gaan kom om sy bruid te kom haal. Die Here Jesus het self gesê, niemand sal weet wanneer hy kom nie. En daarom moet ons gereed wees. Ons moet waarlik gered wees, heel eerstens, maar ons moet ook geestelik, heilig en toegewyd wees om gereed te wees om Jesus te ontmoet. Here, ons weet, daar gaan nog baie dinge gebeur voordat hy kom, maar ons wil aan U vashou en op U vertrou. Bemoedig ons ook vanmôre deur hierdie woord en word U verheerlik in Jesus se naam. Bid ons dit met danksegging. Amen. Ek hou net een vers uit ons geleesde gedeelte van vanoggend weer aan U voor, en dis Matteus 24 vers 8, waar die Here Jesus gesê het, maar al hierdie dinge wat hy nou opgenoem het, is 'n begin van die smarte. En ja, ons weet dat hierdie dinge wat die Here Jesus hier opgenoem het, alreeds baie smarte in mense se lewens gebring het. Ek praat vanmôre met u onder die tema 'n terugblik op die jaar 2025. Met ander woorde, ons kyk so 'n bietjie terug na alles wat gebeur het in hierdie jaar. Ons kan nie oor alles praat nie, maar oor baie van die dinge wat in die jaar gebeur het en waaroor ek gepreek het spesifiek. Ek skrik nou onlangs in die vroeë oggendure skrik ek wakker en ek sukkel om weer aan die slaap te raak, en terwyl ek so wakker lê, kom dit skielik in my gedagtes op om 'n oorsig van die wêreldgebeure van die afgelope jaar waaroor ek gepreek het, weer aan u te gee. Dit was seker die jaar waarin ek die meeste oor die eindtyd gebeure gepraat het. En jy weet almal, ek is baie lief daarvoor om oor die eindtyd gebeure te praat, maar hierdie jaar was seker die jaar waarin ek die meeste oor eindtyd gebeure gepraat het, want daar het skielik so baie interessante, maar ook baie ontstellende dinge gebeur in die jaar wat verby is. En ons as mense vergeet so maklik, vriende, ons vergeet so gou, want ons vergeet baie keer wat 'n jaar of 'n paar maande of selfs 'n paar dae gelede gebeur het, en daarom wil ek met vanoggend se boodskap net weer u gedagtes 'n bietjie verfris. Toe ek natuurlik gaan kyk na die eerste boodskap in Januarie, dit wil sê Sondag 5 Januarie 2025, toe sien ek dat ek met daardie eerste boodskap in Januarie 2025 gelees het uit Matteus 24 vanaf vers 3 tot vers 14, en toe besluit ek om vanmôre dieselfde skriflesing te gebruik en weer eens te lees uit Matteus 24 vers 3 tot 14. Maar vriende, om 'n terugblik op 2025 te gee, beteken dat ek net kortliks 'n paar belangrike uittreksels uit verskillende boodskappe wat ek in 2025 vir u gebring het, weer sal aanhaal. Onthou nou, ek haal net weer dele uit verskillende boodskappe van hierdie jaar 2025 letterlik aan. Ek tik dit nie oor nie, ek haal net weer eens my woorde, soos wat ek dit ook met u gedeel het, haal ek vanmôre aan. Uit Sondag 5 Januarie 2025 se boodskap onder die tema waaroor ek gepraat het, die begin van die smarte, het ek so begin. Ek het gesê, ek en my vrou
hou in die afgelope week saam stilte tyd, soos dit ons gewoonte is, en daar lees ons toe die een oggend juis in Matteus 24, en met eens tref die Here Jesus se woorde my in Matteus 24 vers 8. Dit het my soos 'n hou voor die kop getref, dat presies hierdie dinge wat hy voorspel het in Matteus 24 tans gebeur in die wêreld, en dat al hierdie dinge 'n begin van ons smarte hier op aarde is. Alles wat gebeur, kan nou sê, is maar net die begin van die groot smarte wat nog oor mense se lewens gaan kom. Ons kan dus sê, Jesus het by implikasie gesê dat die smarte sal toeneem en dat die gebeure wat hy voorspel het, almal op aarde se lewens sal beïnvloed. Ons sien duidelik, die einde is in sig. En vriende, toe het ek 'n paar dinge voorgehou. Heel eerste, wat Jesus ons teen gewaarsku het hier in Matteus 24 is, hy het gesê, pas op vir misleiding. Matteus 24 vers 4 het gesê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. En vriende, ek het gesê, dit dui eintlik op valse Christusse. Valse Christusse is almal wat teen Christus is, sy goddelikheid of sy bestaan ontken of beweer dat hulle self Christus is. Nou in die verlede was daar sulke mense wat hulle self Christus genoem het, en dit sal dalk in die toekoms nog gebeur. Maar daarom waarsku Jesus ons teen misleiding. Misleiding van die voorlopers en wegbereiders wat die koms van die anti-kris voorberei. Daar's baie sulke wat die weg van die anti-kris voorberei, en ons is vas in die slaap, ons weet dit nie altyd nie, en ons sien dit ook nie raak nie. Maar die anti-kris self is die grootste misleier en verleier van alle eeue, wat nog moet kom, en wat ongetwyfeld daarin sal slaag om miljoene, of ons kan sê biljoene mense te verlei en te mislei, om hom te volg en in hom te glo. Dis wat ek gepreek het die 5de Januarie 2025. Die tweede gedagte wat ek voorgehou het is waarskuwing van Jesus of 'n profesie van Jesus. Hy het gesê, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Matteus 24 vers 6. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Ek het dit letterlik so voorspel. Nou, ek het die vraag gevra, wat sal hoofsaaklik aanleiding gee tot al hierdie oorloë? Want die Here Jesus het dit uitgespel in Matteus 24 vers 6 en 7, het gesê, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. En toe sê Jesus in vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Ek hoef ongelukkig nie vir u te vertel, of gelukkig nie vir u te vertel van oorloë en gerugte van oorloë nie, maar waarheen alles op pad is, want ons weet nie altyd waarheen alles op pad is nie. Of daar 'n tydelike en 'n valse vrede gaan kom, dit weet ons nie. Dis wat ek voorspel het die 5de Januarie, maar dat al die oorloë nog tot 'n groter bloedbad, groot armoede, hongersnood en politieke chaos in die wêreld gaan lei, is ook 'n baie groot moontlikheid, het ek gesê. Want die Israelies getuig hoe hulle na die skietstilstand tussen hulle en Hezbollah gehoop het, dat daar na meer as 'n jaar se ernstige oorlog met al die moslim terroriste groepe nou vir hulle 'n tyd van rus en vrede sal aanbreek. So wat het ons gesien daarin? Ons het gesien dat hulle begeer lankal dat daar vrede moet kom, dat daar 'n tyd van rus vir hulle moet kom. Maar toe skiet die Houthis en die Jemens skiet toe uit ondersteuning vir Iran skiet hulle missiele op Israel af. Honderde missiele. Ons kan sê dit seker 1000 of meer missiele
het hulle op hulle afgeskiet, en ook Hamas, wat weer missiele op Israel begin afvuur het. Oorloë is onvoorspelbaar. Net soos niemand sou kon raai dat die oorlog tussen Rusland en Oekraïne steeds sou duur sedert 24 Februarie 2022 nie. Nou vriende, kan ons dink dat daardie oorlog so lank duur al, sedert 24 Februarie 2022. Dit sal hierdie jaar, as dit nog steeds aanhou, 24 Februarie 2026 reeds 4 jaar wees wat hierdie oorlog sal duur. En op daardie stadium, dit was nou die 5de Januarie 2025, het ek gesê, wie sou 'n maand gelede die val van die Syriese regering onder die diktatorskap van die Assad-familie op 8 Desember 2024 kon voorspel? Ons het al reeds daarvan vergeet, ons is al so gewoond daarin, dat daar 'n moslim rebelleleier nou die president of die regerder van Syrië is. En net so kan niemand voorspel wat alles in 2025 kan en sal gebeur nie. Wie sal kan voorspel, of wie sou kon voorspel wat in die jaar 2025 sou gebeur? Wie sal kan voorspel wat in die jaar 2026 gaan gebeur? Die Here Jesus het meer as 2000 jaar gelede, toe hy oorloë, hongersnode, pestsiektes, aardbewings ensovoorts voorspel het, uitdruklik gesê, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte, Matteus 24 vers 8. Vriende, die Here Jesus het ook gesê, daar sal hongersnode wees. Matteus 24 vers 7 staan daar, en daar sal hongersnode wees. En vriende, huidiglik, en dit is nou wat ek die 5de Januarie gesê het, huidiglik is daar soveel dinge wat lei tot die huidige hongersnood in groot dele van die wêreld, soos oorloë, veranderinge van weerpatrone. Ons het nou onlangs gesien, die haal wat geval het in Pretoria en omliggende dele, en dit was 'n ramp. Dit was iets wat ons nog nooit gesien het nie, wat lei tot droogtes, vloede, oorbevolking, onluste, misdade ensovoorts. Vriende, wat ek wil byvoeg is, ons staar tans 'n hongersnoodramp in Suid-Afrika in die oë. Wonder hoeveel mense besef dit, want boere kry nie hulle produkte verkoop nie, en die markpryse is so swak, dat hulle eintlik nie weet hoe hulle gaan oorleef nie, en of hulle kan voortgaan om produksie te lewer in die volgende jaar of volgende jare nie. Ons praat met 'n boer hier in die Wes-Kaap oor die koringpryse. Hy sê vir ons, die koringpryse is R2000 'n ton minder as 6 jaar gelede. En 'n oom stuur vir my daar uit die Waterbergse omgewing, stuur hy vir my foto's en video's hoe dat die groente daar by Johannesburgse mark lê in die sakke, en hulle is besig om te vrot, hulle kry dit nie verkoop nie, want daar is net eenvoudig nie 'n mark vir dit alles nie. Ons staar 'n hongersnood in die gesig sonder dat ons dit besef. Ons is steeds besig met hierdie eerste boodskap wat ek gebring het die 5de Januarie 2025, en waar ons gelees het in Matteus 24 vanaf vers 3 tot 14, en die vierde ding wat die Here Jesus voorspel het was, dat daar pestsiektes sal wees. Ons is baie goed bewus en bekend met pestsiektes. Matteus 24 vers 7 sê, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes. En vriende, dis weer eens iets waarmee ons baie goed bekend is, sedert die vigspandemie, die cholera en die COVID-pandemies die wêreld getref het. Al hierdie dinge het ons getref, dat vroeër jare grieppandemies die wêreld getref. So ons is baie goed bewus van al die pandemies wat reeds die wêreld getref het. En daar is reeds 2 jaar gelede video's versprei, wat nou weer die oplewing maak en die rond te doen, dat die grootste pandemie, of die grootste pandemies ooit, die aardbewoners in 2025 gaan tref, met alles wat daarop sal volg. Nou, ek het dit gepreek in die eerste
boodskap van hierdie jaar, 5 Januarie 2025. Maar dit het nou nie gebeur nie, vriende. En nou wil ek vir u sê, die nuutste gerugte wat die ronde doen, is dat daar reeds entstowwe vir 'n volgende pandemie voorberei word. Ek het baie video's gesien, en ook boodskappe wat die ronde doen. En daar word gepraat van 'n nuwe pandemie wat in 2026 gaan uitbreek. En of dit waar is, weet ons nie. Daar was voorspel dit sal 2025 wees, en nou word dit voorspel dat dit 2026 sal wees. Daar gaan baie dinge gebeur ook in die nuwe jaar wat voorlê. Nou wat ek wil sê is, ons moet die Here Jesus ken, ons moet in hom vashou, ons moet in hom geanker wees. En daarom wil ek weer vir hierdie skrif lees wat ek toegelees het, en dis in Psalm 112 vers 7 en 8, waar die Here praat met die man of die vrou wat hom vrees en hom dien. Hy sê, hy vrees nie vir slegte tydings nie, sy hart is gerus, vol vertrou op die Here, vas is sy hart, hy vrees nie. Ek en jy moenie vrees nie, ons moet seker wees, ons hart is vas in die Here. Ons het in die pandemietyd gesien hoe mense gevrees het, en dit sê vir my, hulle was nie vas in die Here Jesus geanker nie. En die 5de ding wat die Here Jesus genoem het, hy het gesê, daar sal aardbewings wees op verskillende plekke. Matteus 24 vers 7 sê, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Dis natuurlik iets waaroor ek redelik breedvoerig gepraat het in 'n boodskap op Sondag 3 Augustus toe ek gepraat het onder die tema 'n nuwe tsunami tref die wêreld. Op 30 Julie 2025 tref groot golwe Amerikaanse kusgebiede, waaronder Hawaii, Californië, Oregon, Washington en Alaska, na 'n massiewe aardbewing van 8.8 op die Richterskaal wat gemeet was, soos 'n aardbewing onder die water in die see, daar in die noordelike Stille Oseaan, en dit het ook die kusgebied van Rusland getref. Die aardbewing het ook tsunamies in dele van Rusland, se verre ooste en Japan veroorsaak, onder meer by 'n Russiese hawedorp waar 2000 inwoners na veiligheid geneem moes word. Ons het daaroor gepraat die 3 Augustus hierdie jaar. En nou kyk ons na die boodskap van 19 Januarie 2025. Toe ek gepraat het onder die tema, as Jesus skielik terugkom in hierdie jaar 2025. Hierdie boodskap was nogal redelik baie gekyk, want mense wou weet, wat gaan ek sê? Gaan die Here Jesus terugkom in die jaar 2025? Nou ek het so begin, ons het hierdie jaar tegemoet gegaan met soveel gerugte van video's en boodskappe wat die ronde doen en waarin daar beweer word dat nuwe pandemies, dit het was 'n ding gewees wat baie die ronde gedoen het, dat nuwe pandemies reeds uitgebreek het in die wêreld en waarin daar voorspel word dat die nuwe wêreldorde, nou die nuwe wêreldorde is daardie organisasie wat die hele wêreld onder hulle mag wil hê en die hele wêreld wil beheer, dat hulle vinnig besig is om planne te maak sodat hulle doelwit vir 2030 kan bereik. Ons weet hulle doelwit is 2030, waar hulle sê hulle wil alles onder hulle beheer hê, ook vir jou en vir my onder hulle beheer hê. Op baie stadium was dit basies 5 jaar wat nog oor was. Anderswoorde, die tyd was min om alles te implementeer. En daar het nie vreeslik baie gebeur nie, maar daar gaan van volgende jaar af, soos voorspel, baie dinge gebeur. Nou kom ons kyk weer eens, ek het dit toe genoem, wie is die nuwe wêreldorde? Hulle is basies die ryk elite van Amerika en ander Europese lande, wat beplan om die ganse bevolking van die wêreld te beheer en onder hulle mag te kry. Ons ervaar huidiglik dat baie kinders van die Here, en dit is reeds in Januarie wat ek dit geskryf het, dat baie kinders van die Here 'n geweldige wederkomsverwagting koester. So in die begin van die nuwe jaar was daar 'n geweldige verwagting dat Jesus sy kinders moet kom haal.
en dat sommige openlik verkondig het dat die Here Jesus reeds hierdie jaar 2025 gaan terugkom aarde toe om sy bruid te kom haal. Ons weet daarvan, ons baie voorspellings het ons self beleef. In my eie hart het ek net gevoel en was ek oortuig dat daar beslis slegte dinge of iets groot in hierdie jaar 2025 gaan gebeur, wat hernieude vrees en groot verwarring en onsekerheid by baie mense gaan veroorsaak. Nou, daar het nou nie 'n pandemie uitgebreek nie, maar die oorloë en al die dinge wat gebeur het, ook tussen Iran wat vir Israel gebombardeer het, en Israel wat vir Iran gebombardeer het, en die gerugte wat die ronde gedoen het, dat daar kernwapens gebruik gaan word, en ons dink nou byvoorbeeld aan die digitale idee, wat nou hier op die einde van hierdie jaar 'n nuwe gerug is wat hier rond te doen, dan het daar groot dinge gebeur. Aardbewings en baie ander dinge. Maar weer eens kan niemand, ook nie ek, voorspellings maak wat kan of sal gebeur in die jaar wat voorlê nie. Ook nie kon ek voorspel in die jaar 25 nie, en ek sal ook nie kan voorspel vir die jaar 2026 nie. Maar ons moet gereed wees, ons moet in Jesus geanker wees. As mense maar net deur dit alles wat gebeur in die wêreld nader aan die Here Jesus beweeg, soos dit was in die begin van die COVID-tyd. Ons het gesien hoe dat mense na die Here toe gedraai het, hoe mense die Here gesoek het. Daar het regtige geestelike ontwaking plaasgevind. En dis wat die Here wil bereik. Daar moet 'n geestelike ontwaking plaasvind. Mense moet weet, daar's net een verlosser, en dis Jesus Christus, en hulle moet na hom soek en hom toe draai. Daarom wil ek net so 'n bietjie 'n paar dinge aanhaal uit die boodskap wat ek oor gepreek het, 19 Januarie 2025, onder die tema, as Jesus skielik terugkom in die jaar 2025. So daar was 'n groot verwagting, wat gaan gebeur as Jesus skielik, of sou gebeur as Jesus skielik terugkom in die jaar 2025. Wat dan? En toe het ek 5 gedagtes hanteer in daardie boodskap. Ek noem dit net weer vir u. Die eerste gedagte was, meeste mense dink nooit eers daaraan dat Jesus weer gaan terugkeer aarde toe nie. Daar's baie mense so oningelig dat hulle nie eers daaraan dink dat die Here Jesus weer gaan terugkom aarde toe nie. Dink glad nie daaraan, dit pla hulle ook nie. Meeste mense verstaan dit ook glad nie, dat Jesus weer sal terugkeer aarde toe nie. Baie mense is geestelik totaal oningelig, hulle het geen kennis van die woord nie, hulle het geen kennis van God en Christus nie, hulle het geen kennis van die eindtyd nie. Hulle verstaan nie eenvoudig glad nie, dat Jesus weer sal terugkeer aarde toe nie. Die derde gedagte was, meeste mense is te besig met hulle eie lewe om op Jesus se wederkoms ag te slaan. So baie, ek ken baie mense wat so besig is om met hulle lewe aan te gaan en geld te maak en ryk te word. Die Here sê mos, dit sal een van die tekens van die laaste dae wees. Mense sal geldgieriges wees. Hulle is so besig met hulle eie dinge dat hulle nie eers ag slaan op Jesus se wederkoms wat moet plaasvind nie. Meeste mense sal glad nie gereed wees vir die dag wanneer die Here Jesus terugkeer aarde toe nie. Dis absoluut 'n feit, vriende. Die Here Jesus sê, daar's 'n breë weg en 'n smal weg. Almal is op die breë weg wat ongered is. Ek en jy was ook op die breë weg, maar die Here Jesus het ons geroep, het by ons gepleit, het in ons hart deurgeklop, ons het omgedraai, ons was onder sondeoortuiging, by die kruis gaan stop, daar gaan neerkniel, daar ons lewens aan Jesus oorgegee, en toe het ons gelei op die smalweg. En dan sê hy, daar's baie min wat daar die smalweg sal vind. So daar's baie mense wat glad nie agslaan op die terugkeer van Jesus aarde toe nie. Die laaste gedagte wat ek voorgehou het is, selfs die wat die wederkoms van Jesus verwag, moet sorg dat hulle altyd gereed is. Ek en jy wat Jesus se wederkoms enige dag verwag, moet altyd sorg dat ons gereed is. Maar vriende, interessant genoeg, toe kom die voorspellings deur Dani Botha en baie ander wêreldwyd teen die einde van Augustus 2025 dat die wegraping van die bruid van Christus tussen
die 23ste en die 25ste September gaan plaasvind, wat 'n baie groot herrie veroorsaak het. En toe bring ek onder leiding van die Heilige Gees 'n boodskap op Sondag 21 September 2025 onder die tema 'n laaste wekroep voor die wegraping gaan plaasvind. Laaste wekroep voor die wegraping gaan plaasvind. En weet jy vriende, mense was so geskit deur dit wat Dani Botha gesê het, dat hy gesê het die Here Jesus gaan op die, ek is nie seker, ek dink die 23ste September, gaan die Here Jesus op die wolke kom, om sy kinders te kom haal, om die bruid te kom haal. En 65.000 mense het hierdie boodskap gekyk. 65.000 mense, en alle eer aan die Here. Ek haal vir julle 'n paar dinge aan uit hierdie boodskap, wat ek gesê het, op 21 September 2025. Ek het gesê, vriende, dit gons op sosiale media, want baie kinders van die Here glo en verkondig dit openlik, dat die Here Jesus iewers tussen die 23 en 25 September 2025, sy bruid, bestaande uit alle wedergebore en bloedgewaste kinders van die Here, gaan kom haal op die wolke met die wegraping. Sommige mense, so ek het nou voorspel, wat sal gebeur, of 'n boodskap gebring, wat sal gebeur as Jesus skielik kom? En presies dit wat ek gesê het, baie mense sal nie gereed wees nie, want hulle slaan nie ag daarop, hulle weet niks van die wederkoms nie. Sommige mense, en selfs kinders, het oor die afgelope weke getuig dat hulle in 'n droom en in 'n gesig, 'n visioen van die Here ontvang het, en dat die wegraping tussen die 23ste en 25ste September 2025 sal plaasvind. En toe sê ek, nou haal ek my woorde aan, maar kom ons kyk op grond waarvan voorspel almal nou skielik dat die wegraping tussen die 23ste en 25ste September 2025 sal plaasvind. En nou sê ek, onthou nou vriende, dit is nie my siening dat die Here Jesus nou gaan kom nie, maar ek wil vir u verduidelik hoekom mense dit glo en hoekom hulle by hierdie datums uit. En toe het ek gesê, meeste sienings draai rondom die gebeure rakende Israel en natuurlik die feeste van Israel. Die 7 feeste van die Jode is ingestel volgens Levitikus 23. Hierdie fees is nie net histories van aard nie, of hierdie feeste is nie net histories van aard nie, maar is ook profeties. So hierdie feeste moet plaasvind, of die vervulling daarvan moet plaasvind. En toe noem ek die 7 Joodse feeste en verduidelik die 5de fees. Naamlik die fees van die Besyne, wat 'n tipe van die wegraping of die wegvoering van die bruid van Jesus is, wanneer die komende bruidegom, naamlik Jesus Christus, op wolke sal kom met die geklank van die besuin en die geroep van die Here Jesus self om die kinders van die Here te kom haal, om die bruid van Christus te kom haal. En toe het ek ook genoem dat daar word 9 maal verwys na die besuin wat geblaas sal word. 3 maal verwys dit daarna dat die wegraping met die geblaas van die besuin aangekondig sal word. En daarom glo almal dat dit moet gebeur in September, iewers in die jaar September met die besuinefees. Dalk is dit volgende jaar, hoe sal ons weet? Ek het geen idee nie. Maar hierdie besuinefees, ook bekend as die Rosh Hashanah, wat dui op die Joodse nuwe jaar, begin son onder op die 22ste September en dit eindig op die 24ste September 2025. Daar word natuurlik ook voorspel dat daar op die 21ste September 2025 'n totale sonsverduistering sal wees. Of dit plaasgevind het, dit weet ek nie, wanneer die dag vir 'n kort tydjie sal verdonker. Sommige Christene verbind dit alles met mekaar as tekens dat die wegraping baie naby moet wees. Maar ek het uitdruklik voorspel, vriende, dat niemand die dag of die datum ken nie, maar dat God se ware volgelinge sal weet as dit baie naby is. En ek wil net weer eens daarby so 'n bietjie stil staan. Al die gebeure wat in die wêreld gebeur, sê vir ons dat ons baie naby aan die einde is.
die einde van ons bestaan op aarde is. En dat ons baie naby aan die wederkoms van Jesus is. Maar daar gaan dinge gebeur, ek glo dit. Daar gaan dinge gebeur waar ons vir mekaar sê, maak gereed. Die koms van Jesus is binne die volgende maand of 3. Ek het ook gesê, ek en baie ander kinders van die Here sal baie bly wees as die Here Jesus ons regtig op die 23ste September kom haal het. Want ek was gereed, maar ek dink baie ander was nie gereed nie. Maar die woord sê in Matteus 25 vers 13, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Waak dan, jy moet altyd waaksaam wees, jy moet altyd gereed wees. En toe praat ek oor die 10 maagde, die 5 wyse maagde en 5 dwaase maagde. En dit was ook 'n baie interessante boodskap waaroor ek gepraat het, dink ek persoonlik. Maar ek het baie klem gelê dat ons as ware volgelinge en as bruid van Christus altyd geestelik gereed moet wees. Sy bruid moet heilig en geestelik voorbereid wees. En ek wil dit weer eens vanmôre vir u sê, ons moet heilig en geestelik voorbereid wees vir daardie dag wanneer Jesus gaan kom. 2 Petrus 3 vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word. Verwys na die wederkoms van Jesus, wanneer hy sy kinders kom haal. 1 Tessalonisense 3 vers 13 sê, sodat hy julle harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid, vir onse God en Vader, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met al sy heiliges. Ons moet altyd gereed en heilig wees. Toegewyd wees. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So, al hierdie skrifte dui daarop, dat ek en jy geestelik gereed moet wees, heilig, vlekkeloos en onberispelik, wanneer Jesus kom. Waarom herhaal ek dit alles, vriende? Omdat ek dink, dit wat gebeur het rondom die 23 September 2025 was 'n baie duidelike wekroep vir almal van ons, vir gered kinders van die Here en ongered kinders van die wêreld, dwars oor die ganse wêreld. Nie net vir ons hier in Suid-Afrika nie, maar dwars oor die hele wêreld was dit 'n wekroep vir almal om te sê, as Jesus kom, is jy gereed? Ek het reeds daaroor gepraat, toe ek gepraat het onder die tema, as Jesus nou kom in die jaar 2025, gaan baie mense glad nie gereed wees nie. Intussen is daar soveel ander dinge wat besig is om te gebeur en waar ook gepraat het. So Sondag 19 Oktober, toe ek gepraat het onder die tema, in proses na wêreldvrede. In proses na wêreldvrede, en toe het ek gepraat, inleidend het ek gesê, op 10 Oktober 25 is daar 'n skietstilstand bereik tussen Israel en Gaza. Nou vriende, daar skietstilstand is nog nie werklik 'n skietstilstand nie, maar wêreldleiers het fees gevier en noem dit 'n historiese gebeurtenis, maar weet ons regtig wie die eintlike baasbrein agter al hierdie wêreldvredespogings is, en toe het ek daaroor gepraat. In daardie boodskap onder die tema in proses na wêreldvrede het ek gesê, Donald Trump se terugkeer tot die politieke arena is 'n bron van kommer vir baie mense wat ingestel is op die eindtyd gebeure, want ons weet nie regtig waar staan ons met Donald Trump nie. Want langs die magtigste leier op aarde loop sy skoonseun, Jared Kushner. En toe het ek 'n bietjie gepraat oor Jared Kushner. Sy rol as groot raadgewer van Donald Trump en hulle gesamentlike poging tot wêreldvrede. Want dit is nie net Donald Trump nie. Dit is onder inspirasie van sy skoonseun tot wêreldvrede. En vriende, ons moet ons nie laat bluf nie. Wêreldvrede val nie in een nag in die skoot van die vredemakers nie, maar Donald Trump en sy
vreemde skoonseun Jared Kushner, wat deur die Jode en deur die moslemvolke vertrou word as 'n ideale tussenganger tussen die twee groot aardsvyande. Dit is nou tussen Israel en al die moslemvolke, is ook 'n ideale kandidaat vir die rol van die anti-kris. Want nou ek sê nie, hy sal die anti-kris wees nie, maar baie mense reken hy's 'n ideale kandidaat vir die anti-kris. Want die anti-kris moet reeds gebore word as die Here Jesus binne die volgende 5 jaar, sou ek sê, kom om sy bruid te kom haal. In die boodskap Sondag 2 November het ek gepraat onder die tema 'n digitale ID om almal te beheer. So het ek oor baie wêreldgebeure gepraat. As jy nou so luister, as ek alles so herhaal, oor baie dinge gepraat. Ek het hierdie boodskap so begin. As ek ooit gewonder het of die woord van God regtig betroubaar is, want daar sou baie mense wat die betroubaarheid van God se woord bevraagteken, en as u dalk getwyfel het, dan hoop en vertrou ek dat u vanmôre sal besef, niks is so betroubaar soos God en sy woord nie. Hoe sou ons geweet het van onder andere, van al hierdie dinge, hoe sou ons geweet het van aardbewings, hoe sou ons geweet het van oorlog en gerugte van oorlog, van pestsiektes, en al die goede wat die Here Jesus voorspel het, want dit het al reeds gebeur en dit gaan nog toeneem. En hoe sou ons geweet het van 'n sataniese geïnspireerde stelsel wat ons in die laaste dae op aarde sal beheer? As die woord van God ons nie in Openbaring 13 daarteen gewaarsku het nie. Weet jy, Openbaring is 1950 jaar gelede geskryf. En waarom verwys die skrif na die regterhand of die voorhoof waar daardie merk geplaas moet word? Onder die vel van die regterhand of die voorhoof van die mens. Omdat dit die maklikste, vriende, heel eerste, die maklikste geskandeer kan word. Dis twee liggaamsdele van die mens, die hand en die voorhoof wat die maklikste geskandeer kan word. En as jy nie meer 'n voorhoof het nie, het jy nie meer 'n kop nie, dan lewe jy nie meer. Met ander woorde, vriende, daar waar ek beweeg, sal my hand of my voorhoof altyd beskikbaar wees as daar 'n merk is om dit te kan sken. Alhoewel die Bybel van 'n merk op die regterhand of die voorhoof praat in Openbaring 13 vers 16, weet ons vandag dat dit verwys. Baie mense het gespekuleer in die verlede, maar ons weet dat dit verwys na een of ander digitale chip onder die vel op die regterhand of die voorhoof van die mens, sodat hy geskandeer kan word wanneer hy op 'n sekere plek kom waar daar skandeermasjiene is. En die woord sê ook in Openbaring 13 vers 15, as iemand weier om daardie merk te neem, sal hy of sy met hulle lewe moet boet. Daar staan geskryf, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Dis nou die valse profeet, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En toe het ek gevra, waar pas die digitale ID in? Die nuwe digitale ID-dokument of ID gaan basies vir dieselfde doel gebruik word, maar die verskil is dat daar 'n IC-chip met 'n antenna nogal interessant genoeg ingebou gaan wees in daardie digitale ID, en al ons persoonlike inligting, jou foto, jou duimdruk, digitale handtekening, bankbesonderhede of bankinligting, jou adres en baie meer sal daar op daardie digitale stelsel natuurlik wees. Dis reeds daar. Eintlik is dit maar net 'n vinnige proses in die rigting, glo ek persoonlik, van 'n kontantlose stelsel of kontantlose geldstelsel en 'n totale magsbeheer oor ons almal. Kom ek spel dit vir u uit. Die jaar 2026 is die jaar vir implementering van die digitale ID. Dis belangrik dat ek en jy dit moet hê. Dis want hulle kom en hulle sê vir ons, as jy dit nie het nie, sal jy geen werk kan hê nie. Jy sal nêrens kan reis nie.
Jy sal geen gesondheidsorg of mediese fonds of hulp seker ontvang nie. Jou bankrekening sal gesluit wees. Jy sal nie lenings kan maak nie. Jy sal nie 'n nuwe voertuig kan koop nie. Of jy sal nie 'n huis kan huur of verhuur nie. Jy sal nie skoolonderrig vir jou kinders kan gee nie. Pensioen sal jy nie kan ontvang nie. Internet sal jy nie ontvang nie. Naskoolse opleiding sal daar nie wees nie. En soos daar baie dinge wat van ons weerhou sal word wanneer jy nie die digitale ID dokument gaan aanvaar nie. Sondag 9 November het ek gepraat onder die tema die sataniese beheerde digitale stelsel. Dit ek sê, baie mense wêreldwyd is hoogs ontsteld oor die wyse waarop regerings die digitale ID wil implementeer of op hulle landsburgers wil afdwing. Mense is nie dom nie, het ek gesê, want diegene wat ingelig is, weet baie goed dat hierdie digitale stelsel die stelsel ontwikkel is om mense se lewens soos spionne te beheer. En die digitale ID is maar net ontwikkel om beheer oor elke individu te kan uitoefen. Maar weet ons regtig, wat hou die digitale ID vir almal in? En wat behels die digitale stelsel waardeur ons beheer gaan word? Dit sal 'n ID wees wat deur 'n regeringsbeheerde app alle mense sal beheer aan wie dit uitgereik is. Nou ek dink natuurlik hulle gaan vir ons net eenvoudig op ons selfone die app stuur en sê jy moet registreer. As jy nie registreer nie, dan gaan jy al hierdie voordele wat jy tans het, gaan jy verloor. Maar hulle gaan ons dan, wanneer jy daardie idee het, gaan hulle jou werk, jou persoonlike lewe, jou toegang tot mediese fasiliteite, toegang tot skole ensovoorts, sal hulle beheer. Oortredings van enige aard teen die regerings sal maak dat hulle ons reguleer. Jy kan sonder 'n werk, sonder 'n inkomste, sonder toegang tot jou bankrekening, jou eie voertuig, jou kroniese en ander medikasie en vele meer sal jy wees as jy nie daardie ID aanvaar nie. En nou vra mense vir my, nou maar, hoe maak ons? Ek dink ons moet persoonlik weerstand bied so ver moontlik. En ons as kinders van die Here moet saam staan en sê hierdie keer gaan ons nie val vir alles nie. Ons moet weerstand bied, ons moet tot op die laaste oomblik sê, ons gaan dit nie aanvaar nie. Vriende, dis 'n digitale stelsel nie net om te bewys wie jy is nie, maar om jou te beheer. Dit sal die betrokke regering in staat stel om elke beweging van jou te monitor. Hoe laat jy gaan slaap, wanneer jy opstaan, wat jy koop, hoeveel ure jy gewerk het, hoeveel ure jy ontspan, jou kuierplekke met wie jy kommunikeer, hoe ver en hoeveel jy met jou eie voertuig ry, waar jy gaan vakansie hou, ensovoorts, ensovoorts. Alles van ons gaan beheer word en dopgehou word. Jou privaatheid en jou regte as mens en as landsburger sal heeltemal verdwyn. Kenners noem dit die digitale tronk. Dis net 'n tronk sonder mure, maar dis 'n tronk waardeur ons beheer deur 'n regeringsbeheer sal word. Op Dinsdag 25 November 2025 het ek en my vrou 'n petisie onderteken teen die digitale ID wat presies dieselfde dinge uitspel oor hoe ons lewe deur bose mense met 'n bose stelsel beheer sal word. Ons het dit onderteken want ek wil weerstand bied daarteen. Die kans is baie goed dat daar vroeg in die jaar 2026, ek sê nou maar vroeg, maar dat daar in die jaar 2026 'n kontantlose stelsel geïmplementeer kan word, sodat die digitale ID maklik geïmplementeer kan word. Wanneer hulle kontantlose stelsel ingesit het, dan het hulle ons almal onder hulle beheer. Vriende, ek is klaar. Sondag 23 November het ek gepraat onder die tema die gevare tans, grootste gevare vir die Christelike geloof. Dit wat die Christelike geloof bedreig
En ek het aangehaal wat professor Malan in een van sy besyne geskryf het reeds in die 1990s, en hy het daar geskryf, die volgende geskryf of voorspel, naamlik dat die anti-kris aan die hoof van die nuwe wêreldorde sal staan, wat op die konsep van eenheid gebaseer is. En dis presies wat ek nou onlangs vir u gepreek het in die 2 boodskappe oor die digitale idee dokument en die digitale sisteem, waardeur hulle die ganse wêreldbevolking sal beheer. Hulle mikpunt is 2030, vriende, en vanaf 2026 sal ons sien en ervaar hoe hulle planne ernstig gaan begin toepas. Om mag en beheer oor ons almal te kry. Dit wil sê, 2030, van 2030 af, behoort die anti-kris al op te tree as die wêreldleier van al die wêreldorganisasies, want hy wil alles beheer, en hy gaan alles beheer. Maar vriende, min mense besef, dat die anti-kris ook as die Messias, of as die godsdienstige leier, vir al die gelowe op die aarde sal optree. En daarom is hulle baie ernstig besig om ons gewoon te maak in die gedagte en dit af te druk op ons almal dat daar net een wêreldgodsdienst moet wees. Onthou, die anti-kris sal die Messias vir al die gelowe wees. Maar ek en jy weet dat ons hom nie sal sien nie. Daarom moet daar een wêreldgodsdienst of 'n universele godsdiensteenheid geskep word, sodat alle gelowe onder een sambreel geakkommodeer kan word, en alle gelowe sal verseker daarby inkoop. Verseker, gaan al die gelowe daarby inkoop. Die grootste gevaar is natuurlik die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, en die Wêreldraad van Kerke, en al die kerke wat aan hulle behoort, sal sê, is reg, dis die voorskrifte, ons val daarby in. Want die gedagte word geskep, dat alle gelowe huidiglik dieselfde God aanbid, maar dat almal net op verskillende maniere aanbid. Ek het daaroor gepraat. En ten spyte van al die uiterlike verskille, sê hulle, dat alle gelowe in hulle wese, in hulle diepste kern kan ons sê, eintlik dieselfde is. En dan moet ons onsself die vraag afvra, waarom is die aanslag so geweldig groot op ons Christelike geloof? Omdat die Satan die pad van die anti-kris voorberei en weet, hy moet kom as die valse Messias vir al die gelowe. So, dis nommer 1. En wat moet hy volgende doen? Hy moet die Christelike geloof uit die weg ruim. Die kinders van die Here wil hy uit die pad hê. Daarom sê die woord, ons is die teehouers. Die bruid van Christus is die teehouers wat uit die pad wat uit die pad gevee moet word, wat weggeruim moet word. Die Here sê ons, hy sal ons kom haal. Ons moet, wanneer ons uit die weg geruim is, kan die anti-kris op die toneel verskyn. Ten spyte van al die negatiewe dinge waaroor ek praat wanneer ons praat oor die eindtye, is daar een positiewe ding. En dit is dat ek besef, die koms van die anti-kris is baie naby. As die anti-kris kom hy as die hoof van die nuwe wêreldorde, hy kom as die Messias van al die gelowe, en dit beteken teen die jaar 2030 moet hy reeds op die aardtoneel wees. So ons praat van, want dis die doelwit van die nuwe wêreldorde, so ons praat van 4 jaar wat oor is, van Januarie 2026 tot Desember 2029 is 4 jaar wat oor is. En vriende, ek wil vir u sê, die volgende 4 jaar sal vir ons, en ek dink nie ons sal so lank op die aarde wees nie, ek hoop nie so nie, maar die volgende jaar kan ons minstens sê, sal vir ons 'n baie groot uitdaging wees om ons Christelike geloof, of ons geloof in Christus te bewys, en vas te staan in ons geloof in die Here Jesus. Want as ons wankelbaar is, dan gaan ons struikel. Ons moet vas staan in die Here Jesus. Jy weet, die Here Jesus het 'n gelykenis vertel van die huis wat op die sand gebou is, en die huis wat op die rots gebou is. Daardie huis wat op die rots gebou is ek en jy, wat in Christus geanker is. En wanneer die storms kom, en die reën val, en al die dreigemente op daardie huis afstorm,
soos die groot waters, groot reën, dan staan daar die huis wat op die rots gebou is. En eintlik sê hierdie skrif vir ons baie duidelik, dat ons kan storms verwag, altyd storms verwag, maar ons huis, geestelike huis moet op die rots Jesus gebou wees, sodat wanneer die storms kom, ons staande sal bly. Maar as jou huis op die sand gebou is, dit wil sê op die wêreldse fundament is, dan gaan jy nie staan nie, want die Satan gaan almal saamvat. Die antichrist gaan oor almal heers. Daarom is dit belangrik dat ek en jy in Christus geanker moet wees. En ek wil vir julle lees in Johannes 15 vers 5 en 6 sê die Here Jesus, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En ek wil die klem daarop laat val dat Jesus sê, wie in my bly en ek in hom. So ek moet in Jesus wees en hy in my. Dan sê hy dra veel vrug, maar nou sê hierso, want sonder my kan julle niks doen nie. So ons moet in Christus geanker wees, my liewe vriende. Sonder hom kan ons niks doen nie. Sonder hom sal ons nie staande bly nie. Sonder hom sal ons nie oorleef nie. Want Jesus is ons alles. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en hy moet die alles in jou en my lewe wees. In 1 Johannes 5 vers 12 staan daar, hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Het jy die seun, Jesus Christus, in jou hart en jou lewe? Want die een wat die seun nie het nie die lewe nie. Hebreërs 13 vers 10, ek sluit af. Beloof die Here dat hy sy kinders nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Maar jy moet sy kind wees. So in hierdie moeilike tyd wat voorlê, kan ons net aan Jesus vashou en net op Jesus vertrou. En daarom moet ons in hom geanker wees. My vraag is jy in Jesus geanker? Staan jy vas in jou geloof? Met ander woorde, jou geloof in Christus, dat jy weet, hy is jou redder, hy is jou beskermer, hy is jou verlosser, hy is jou hulp, jou krag, hy is jou alles. Staan vas in die Here Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, ons het opnuut vanmôre gesien, waaroor het ons alles gepraat in die jaar wat verby is. En dit was 'n oorsig, 'n lang oorsig, en alles waaroor ons gepraat het. Maar ons bid dat U mense sal wakker skud, te besef, 2026 gaan 'n moeilike jaar wees, en as ons nie in Jesus geanker is nie, sal ons nie staande bly nie. Ons bid vir genade. En ons bid ook U seën af vir elkeen wat op vakansie gaan, dat Hy hulle sal bewaar en seën waar hulle ook al gaan en vir hulle wonderlike tyd saam met hulle geliefdes sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, mag U 'n wonderlike Desember en feestyd beleef, saam met die geliefdes. Totsiens.